Kom ons buig net ons hoofde voor die Here. Ek sal my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie, jou bewaarder kan nie sluimer nie. Geliefdes in die Here Jesus Christus, genade vir u, en vrede van God ons Vader, en die Here Jesus Christus word u geskenk, en ryklik vermenigvuldig, deur die kragtige werkinge van die Heilige Gees. Amen. U kan blaai na 1 Korintiërs 13. 1 Korintiërs 13, en ons gaan daarso die hele hoofstuk saam lees. Die opskrifie is die uitnemendheid van die liefde. Paulus het gesê in Efesië 12 vers 31, "Vywer julle met die oog op die beste gawes, en ek wys julle nog uitnemender weg." En hierdie uitnemender weg is die liefde, wat hy dan in hoofstuk 13 behandel, en ons gaan saam lees vanaf vers 1. Al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n luidende simbaal geword. Al sou ek die gawe van profesie hê, en al die geheimenisse weet, en al die kennis, en dan sou ek al die geloof hê, sodat ek werke kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. En al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie, die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaas nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie, is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam in die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nimmer meer, maar profesie, hulle sal tot niet gaan, of tale, hulle sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan. Want ons ken ten dele, en ons profeteer ten dele. Maar as die volmaakte gekom het, dan sal dit ten dele is tot niet gaan. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind afgelê. Want nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. En nou bly geloof, hoop, liefde, hierdie 3, maar die grootste hiervan is die liefde. Dus lees tot sover uit die wonderlike woord van die Here, en dan kan die manne staan as hoofde van hulle families ook, en dan nader ons die troon van die Here. Hemelse Vader, baie dankie ook dat ons as gemeente so kan bid vir die situasie in ons land. Here, ons kom bid dat korrupsie uitgeroei sal word, en ons wil vra, Here, dat U ook die mense in plek sal sit, dat U die sal beskerm wat geregtigheid najag, dat U hulle op 'n besondere wyse sal bewaar, Here. Ons kom bid vir daardie hooggeplaastes in ons land, Here, dat ons 'n rustige en 'n stil lewe kan lei en alle godsvrug. Ons wil kom vra, Here, dat ons mense gesond sal bly in hierdie tyd. Baie dankie dat ons U kan vertrou daarvoor. Here, ons wil vra dat U ook vanaand dan met die diens sal wees, dat die mense sal opwek om te luister na hierdie woord oor liefde. Ons wil kom vra, Here, dat U vanoggend op 'n besondere wyse by ons teenwoordig sal wees, en dat U met ons sal praat oor die liefde. U plaas die vinger, Here, daar waar ons nie kan sien nie, in die hart. U maak skeiding tussen siel en gees en gewrigte en murg. En U beoordeel ons hart, daar waar niemand anders kan sien nie, net U gees en ons gees. Vader, ons vra asseblief dat U die brood vir ons sal breek, dat U my lippe sal aanraak, en dat U ore sal aanraak om te luister. Maak ons harte oop vir die woord, dolf dit om, ploeg dit om, Here, dat dit vrugbare grond vanoggend sal wees, en ook vanaand, asseblief, Here. Here, help ons dat die roofvoëls van die hemel, die Satan en sy bose, nie die saad van die woord vanoggend sal kom oppik nie, dat ons gedagtes sal fokus, dat dit die dinge daarbo sal bedink, en die dinge wat op die aarde hieronder is nie. Dat ons aandag nie afgelei sal word. Here, ek bid dat die dorings en die distels van die aarde en die wêreld,
nie ons kom verstringel nie, die sondes, dat dit nie die woord sal verstrik nie, maar dat dit op vrugbare grond sal val. Here, ons bid vir daardie harte vanoggend, dat U die ploeg skaar sal insteek en sal omdolwe, dat dit nie op harde grond sal val, soos op 'n pad nie. Here, ons kom bid dat U Heilige Gees dis nou vanoggend vaardig sal word, dat U werk sal kom besoek en dat U verheerlik sal word deur ons samekoms by U vergadering. Dankie vir elkeen wat hier is. Seën hulle op 'n besondere wyse en dat U seën ook aan die einde van die diens op 'n besondere wyse op hulle is. Baie dankie vir die groot genade. Bovenal baie dankie vir die liefde wat U aan ons bewys het. Ons aanbid U. Amen. Ek wil graag vanoggend praat oor die 13de vers. Die laaste vers wat ons gaan gelees het, nou bly geloof, hoop en liefde, maar die grootste hiervan is die liefde. Ons praat vanoggend oor die deug van liefde. Ek wil net so 'n bietjie teruggaan na dit wat ons laasweek ook hanteer het, sodat ons net 'n geheel beeld kan kry oor die liefde. Hoofstuk 13 van ons geleesde gedeelte is die middelste hoofstuk van hoofstuk 12, 13 en 14, 'n gedeelte wat Paulus hier in sy brief aan die Korintiërs, die gemeente Korinthe, hanteer wat gaan oor die geestelike gawes. Nou ons weet daar is baie mense wat sogenaamd geestelike gawes het in ons tyd. Hulle profeteer en hulle gaan te kere, maar dit is niks anders as selfversinnende dinge nie. Hulle beweer, hulle praat in tale, maar dit is nie menslike tale soos wat die woord ons leer nie. Dit is deur hulle eie hart versin. As mense wat beweer dat hulle allerhande gawes het. En Paulus hanteer dit in sy brief aan die Korintiërs hier in hoofstuk 12 tot en met 14. Veral hoofstuk 14 fokus op hierdie gawe van in tale spreek. Dit is nie soos brabbeltaal en daardie tipe van ding nie. Dit is tale soos wat Handelinge 2 van praat. Hoofstuk 13 is dan nou die middelste hoofstuk. Tussen hoofstuk 12 en 14 is dit die sleutel. Dis die sleutel van liefde wat die geestelike gawes oopsluit. Want sonder liefde beteken geestelike gawes absoluut niks nie. Dit is nutteloos. En natuurlik word hier gepraat nie van eros, want daar tussen 'n man en 'n vrou is nie die eerste woord wat ons in Grieks skryf wat liefde beskryf nie. Dis ook die phileo wat tussen 'n broer en 'n broer is nie. Maar dit is agape liefde, dit is goddelike liefde, dit is geestelike liefde, dit is ewigdurende liefde. Daarom sê 1 Korintiërs 13 vers 13, nou bly geloof, hoop en liefde, maar die grootste hiervan is die liefde, goddelike liefde. Die uitnemender, die beste, die voortreffeliker weg, word vir ons bekend hier in hoofstuk 13 as die liefde. So wat is dan die lewe sonder hierdie goddelike liefde? Gejaag na wind, sê Prediker. Alles wat onder die son gedoen word, is 'n gejaag na wind, as dit nie oopgesluit word deur hierdie sleutel van liefde nie. So hierdie lofsang van liefde wat 1 Korintiërs 13 is, kan dan opgedeel word in 3 dele. Ons het reeds vers 1 tot 3 hanteer laasweek. Dit praat oor die voortreffelikheid van liefde. Daarom die waarde wat daar in liefde is. Geestelike gawes beteken absoluut niks, dis waardeloos as daar nie liefde betrokke is. Vers 4 tot 7 praat oor die voorreg van liefde. Daarom vertel dit ons van die deugde wat daar in liefde is. Wat is deug? Dit is 'n goeie eienskap. Die goeie eienskappe wat daar in liefde is, die deug van liefde. Daarom ons tema vanoggend, die deug van liefde, en ook vanaand nog deugde van liefde. Vers 8 tot 13 praat dan oor die vastigheid wat daar in liefde is. Dit is die oorwinning wat daar in liefde is. In vers 1 tot 3 het ons gepraat oor die voortreffelikheid van liefde. Voortreffelike liefde het ons gesien is goddelike liefde. Hierdie goddelike liefde in ons wat deur die Heilige Gees in ons hart uitgestort word. As jy vervul word met die Heilige Gees, dan neem hy beheer van jou hele lewe, jou hele wil, jou hele emosie, jou hele intellek. As jy wil kwaad word, as jy emosie wil opborrel, dan moet liefde inskop. Liefde moet beheer vat. As jy wil opgeblaas raak oor die kennis wat jy het, en dink jy's beter as die volgende een, dan moet liefde inskop. As jy moet besluite neem,
belangrike besluite in jou lewe, of alledaagse besluite, want die lewe gaan oor keuses, dan moet liefde inskop, want God se wil is hier, my wil is hier, onder God se wil inkom. So as jy met die Heilige Gees vervul is, dan skop liefde in. En dit is waaroor die voortreffelikheid van liefde gaan, goddelike liefde. Die apostel sê, al sou ek dit of dat doen, daar in vers 1 tot 3, of al sou ek die of daai hê, skep dan eintlik 'n persoon wat nog nooit gelewe het nie. Al sou ek die gawe van tale hê, al sou ek die en daai ding doen, beteken dit niks as ek nie die liefde het. Al het ek ongeëwenaarde welsprekendheid, al kan ek baie goed preek, al kan ek baie goed iets verduidelik, beteken dit niks as ek nie die liefde in my hart het om dit in liefde vir daai persoon oor te dra. As ek 'n diepgaande insig het oor die profesie of oor die woord van die Here, as ek 'n breë kennis het oor die woord van God, dis alles kopkennis, maar ek het nie liefde nie, beteken dit niks nie. Daar's baie teoloë wat nie eers gered is nie, wat baie kopkennis het, as geen liefde nie. Dan sou ek 'n alles oortreffende geloof het, om berge te kan versit, maar ek het die liefde nie, dan is dit eintlik maar net 'n berg, wat ek voor 'n ander broeder inrol, wat ek versit. Dis geen liefde nie. Dan het ek die wil, om my hele lewe oor te gee, my liggaam en my besittings, maar dit word nie gedoen in die gesindheid van liefde nie, dan beteken dit niks nie. Wat ook al ek vir die Here doen, of vir my medemens doen, beteken niks as ek dit nie met die regte gesindheid doen nie, want die Here het 'n blymoedige gewer lief. En tog sê die apostel, word hierdie kwaliteite saam in een persoon gevind. Iemand wat magtig in emosie is, om sy emosie te beheer. Iemand wat magtig is in sy intellek. Iemand wat magtig is om sy wil te beheer. As hy sonder liefde is, sou enigiets wat hy doen, nutteloos wees. Liefde moet ons gevoelens domineer. Liefde moet ons gedagtes oorheers. Liefde moet ons keuses in die lewe bestuur. Dit is wat vers 1 tot 3 betref, en ons het dit reeds behandel laasweek. Vers 4 tot 7 praat dan nou van die deug van liefde. Maar voordat ons nou na hierdie verse behoorlik kan kyk, moet ons eers kyk wat is hulle konteks in dit wat ons presies nou genoem het, so pas gesê het. In hierdie eerste 7 verse van Korinte, in die brief van Korintiërs, word 2 prentjies geskets. Die eerste een vers 1 tot 3, wat die gemeente van Korinte was, hulle was dit, en nie moes wees nie. Vers 4 tot 7, wat die gemeente Korinte nie was nie, maar wat hulle moes wees. Ek sê weer, wat hulle was en nie moes wees nie, en wat hulle nou nie was nie, en moes wees. Vers 4 tot 7. So vers 1 tot 3 is 'n beskrywing van gawes sonder liefde. Dit weet ons nou. Vers 4 tot 7 is 'n beskrywing van liefde sonder gawes. En wat een is beter? Gawes sonder liefde of liefde sonder gawes? Liefde sonder gawes is baie beter. Want in vers 4 tot 7 word niks oor geestelike gawes gesê nie. In die gedeelte lewer ek nog steeds 'n kragtige boodskap. Dit was suiwend uit. Dit bewys net weer eens dat gawes sonder liefde nutteloos is. Liefde self sonder gawes behou sy waarde. Dit het nog steeds gewig. Vers 1 tot 3 word die aandag gefestig op 'n hele aantal kwaliteite wat ons behandel het. Dis om goed te praat. Dis om inspirasie te hê. Dis om insig oor sekere dinge te hê. Dis om kennis te hê. Dis om geloof te hê. Dis om dienswerk te verrig in die koninkryk van die Here. Dis om op te offer. Dis goeie kwaliteite. Maar hierdie 7 kwaliteite wat ek nou net genoem het, is 7 nulle wat langs mekaar geskryf het, is wat niks beteken as daar nie 'n waarde vooraan geskryf word nie. 1 miljoen is niks werd as daar 6 nulle is en daar's nie 1 vooraan nie. Dis dieselfde met die gawes. Jy kan 7 gawes hê, maar as jy nie 1 vooraan het nie, dan is dit niks werd. Dis liefde wat al die kwaliteite aan 'n morele waarde gee. Sonder liefde is waarde weglaatbaar. Met liefde is waarde onberekenbaar. Hierdie beeld van liefde is nie die droom van 'n skilder nie. Dis die werk van 'n fotograaf. En Christus is die een wat hy afneem.
Hy is die oorspronklike, hy is liefde, en om soos Christus te wees, is om lief te wees. Die Korintiërs daar teenoor, en kyk maar of hier in jou eie lewe na vore kom, hulle was ongeduldig, hulle was onbedagsaam, hulle was afgunstig, hulle was windmakerig, hulle was verwaand gewees, hulle was ongeskik gewees, hulle was onvriendelik gewees, hulle was ontevrede, hulle was jaloers, hulle was opgeblaase, hulle was selfsugtig, hulle was eie geregtig, hulle was verbitterd, hulle was lig geraak. Hierdie dinge is altyd in kontras met liefde. Vers 4 tot 7, kyk dan na die voorregte wat opgesluit is in die liefde. En hierdie deugde wat daar is in liefde. Goeie kwaliteite wat daar is in liefde. So ons word as het ware die bestanddele gewys wat daar in liefde is. As jy nou jou fisika gedink op skool, die prisma, en die wit lig skyn deur daardie prisma, dan word dit opgedeel in verskillende kleure, die kleure van die reënboog. Net so word ons nou hierso gewys waaruit bestaan liefde. Net soos wit lig uit verskillende kleure bestaan en saamgevoeg is. Net so bestaan die liefde uit verskillende bestanddele, eienskappe. As hulle saamgevoeg word, dan maak dit liefde uit. 1 Korintiërs 13 vers 4, die liefde is lankmoedig en vriendelik, die liefde is nie jaloers nie, die liefde praat nie groot nie, die liefde is nie opgeblaas nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken nie kwaad nie toe nie, is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid, en dit bedek alles, glo alles, hoop alles en verdra alles. En met hierdie woorde word die deugde van liefde nou eers opgesom. Dit word onder die vergrootglas geplaas, sodat ons 'n bietjie van naderby kan bekyk. En ons sal nou eers kyk na die negatiewe kant, die passiewe kant van liefde, wat die liefde nie is nie. Dan kyk ons na die positiewe kant. Wat is liefde? Eers word die liefde teruggehou. Dan word die liefde as het ware vrygelaat om vir homself te praat. En so kry ons uit hierdie gedeelte, uit hierdie paar verse wat ek nou gelees het, 14 deugde van die liefde. 14 eienskappe, goeie eienskappe van die liefde. En ons gaan vanoggend na 6 van hulle kyk en vanaand na 8 van hulle. So die eerste gedagte dan nou, liefde is nie ongeduldig of driftig nie, maar lankmoedig. Vers 4 sê die liefde is lankmoedig. Nou as jy na die 83 vertaling gaan kyk, dan vertaal hy hierdie woordjie as geduldig. Maar dit is meer as om geduldig te wees. Dit is om lankmoedig te wees, van ver af geduldig te wees. Die Griekse woordjie is makrothumio. Hierdie woordjie word saamgestel uit die woord makros, wat groot of lank is, en thumos, wat siel of gees is. Maar nie net siel of gees nie, maar siel of gees met 'n sterk passie in gedagte. 'n Passie om geduldig te bly in alle omstandighede. Wat sterker is as woede. Dit is die opbloei van die hele gees, 'n magtige emosie wat die hele innerlike mens beweeg om nie te swig onder die drif van woede wat in my opborrel nie. Om liefde te openbaar is dus om lankmoedig te wees, deur geduldig te wees onder die moeilikste omstandighede en beproewinge en jou gees in toom te hou, om selfbeheersing toe te pas. Want dit is een van die bestanddele van die vrug van die gees, daar in Galasiërs 5 vers 22. Jy moet jou gees daarvan weerhou om opstandig te word en veral woede te openbaar. Lankmoedigheid is 'n passiewe kwaliteit. Dit impliseer oorwinning oor drif, oorwinning oor daardie driftigheid wat my kwaad maak. Liefde is die lankmoedigheid om selfs wanneer daar te nagekom word, geduldig en stil te wees. Liefde is die lankmoedigheid om selfs in die midde van verkeerdhede volhardend jou pous te hou. Die tweede een, liefde is nie onbedagsaam nie, maar goedhartig. Hy sê in vers 4, die liefde is vriendelik. Nou die woordjie vriendelik is in die Engels vertaal as kind. Die Griekse woordjie daarvoor is chreskumai. Dit word net hierso
in die Nuwe Testament gevind, hierdie woord. Dis om goedgunstig te wees. Dis om welwillend te wees. Weldade te gaan bewys. 'n Woordjie baie naby daaraan, Christotes, kom in Romeine 3 vers 12 voor. Dis die woordjie goed. Daar's niemand wat goed doen nie, selfs nie een nie. Om goed te doen is om 'n werkwoord te doen. Jy gaan uit jou pad uit. Dis nie om passief te wees soos met lankmoedigheid nie, maar dis om aktief betrokke te wees. Dis om aktief goedhartig te wees. Dis om aktief goedgeaard te wees. Jy gaan uit jou pad uit. Daarom die King James Version, die Engelse weergawe, gebruik ook die woordjie charity hierso. Maar die woord liefde of love is 'n beter vertaling. So om liefde te openbaar is om goedhartig te wees, in jou hart goed te wees. As lankmoedigheid 'n passiewe kwaliteit besit om stil te wees, dan is goedgunstigheid of goedhartigheid 'n aktiewe kwaliteit. Filippense 4 vers 5 sê, laat julle vriendelikheid. Nou hierdie woordjie vriendelikheid is nie Grieks aan kyk, is om 'n goeie gesindheid te openbaar aan alle mense. Daarom sê hy, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Wie is alle mense? Is alle mense. So as liefde in terme van lankmoedigheid, oorwinning, waar ek wil amper sê geregverdige wrokke is, dan is goedgunstigheid hier die oorwinning oor 'n kraakmenigtigheid, 'n gemaklike selfsugtigheid. Dis om uit jou stoel uit op te staan en goed te doen aan ander mense. En hierdie positiewe en negatiewe kante van liefde stel iemand in staat om sy regte en die verkeerdhede wat hom aangedoen is prys te gee, dit met God te los en dan te rus in die onselfsugtigheid waarmee hy sy broeders dien. Om te verdra of om lankmoedig te wees en miskien 'n oorwinning oordrif oor jou eie koppigheid, maar om te verdra en goedhartig te wees is 'n oorwinning van genade, want jy bewys genade aan ander mense. Jy openbaar Jesus aan hulle. Die liefde van God is nie eindeloos geduldig nie, is nie net passief nie, maar is ook eindeloos goedgunstig. Dit is aktief. Dit gaan uit my pad uit om goed te doen. Mens kan nie lief hê sonder om goedhartig te wees nie. Soos jy nie lente sonder blomme kan hê nie. As die hitte kom, dan breek die bloeisels uit. Kan nie anders nie. Die derde gedagte, liefde is nie afgunstig nie, maar dit is tevrede. Vers 4 sê die liefde is nie jaloers nie. Jaloers is die woordjie zelo. En dit bedoel om warm te word hier onder die kraag. Dis om te kook van woede, maar vir die verkeerde redes, omdat jy jaloers is oor 'n ander persoon. Dis om afgunstig te wees. Nou hierdie woordjie zelo in die Grieks kan ook in 'n goeie sin gebruik word om vurig te wees, om een of ander goeie saak na te jaag, soos byvoorbeeld in Galasiërs, daar is dit as ywer vertaal. Selfde woordjie zelo as ywer vertaal in Galasiërs. Beywer julle met die oog op die beste gawes, ook in Korintiërs 12 vers 31. Daardie woordjie ywer is ook die woordjie zelo. Maar die konteks sê vir ons wat dit beteken. En hier is dit om afgunstig te wees. Net soos in Handelinge 7 vers 9 wat dieselfde woordjie zelo gebruik is. En die aardsvaders was jaloers op Josef en het hom verkoop na Egipte toe, maar God was met hom. Om liefde te openbaar is dus om tevrede te wees. Dis om vergenoeg te wees. Jou nie heeltyd te kwel oor dit waarin ander mense beter is as jy nie. Oor hulle talente, hulle voorregte of hulle voordele nie. Ons besef die lewe is vol ongelykhede. Dit is so. Slegs liefde kan vertrou word om daaroor na te dink en tevrede te bly oor daardie dinge, om vergenoeg te wees. Waar liefde afwesig is jaloesie altyd teenwoordig. Jaloesie was die oorsaak van die eerste moord in die geskiedenis. Maar die Here daardie broeder se offer en liefde aangeneem, maar nie myne nie. Maar Kaïn se woorde. Liefde is egter nie afgunstig nie. Dit is tevrede met wat jy het. Dit is tevrede om in die hart nie op aardse gawes of op aardse winste gefokus nie, maar hy vind sy vreugde daarin om te gee, nie om te ontvang nie. Dis lekkerder om te gee as om te ontvang. Daar's wonderlike voorbeelde in die Bybel van hierdie tipe liefde wat nie afgunstig is nie, wat vergenoegd is en tevrede is, soos prins Jonathan, Saul se seun. Hy was tevrede om onder Dawid in te val. 1 Samuel 23 vers 17, vrees nie,
praat Jonathan met Dawid, hy sê, want die hand van Saul, my vader sal jou nie vind nie, maar jy sal koning word oor Israel, en ek sal tweede onder jou wees, en my vader sal weet dit ook goed. En net soos Johannes ook oor Jesus gepraat het, openbaar dit vir ons nie afguns nie, maar tevredenheid, vergenoegdheid met die plek wat die Here vir hom berei het. Hy sê, hy wat sterker is as ek, kom na my, en ek is nie waardig om neer te buig en sy skoenriem los te maak nie. Markus 1 vers 7. So die lankmoedige, goedhartige siel is nie jaloers nie, maar vergenoeg, tevrede. Want in die volgende gedagte, die vierde gedagte, liefde is nie windmakerig nie, maar beskeie. Vers 4 sê vir ons, die liefde praat nie groot nie. Nou Dr. Moffat, daar die beroemde sendeling, hy het hom so vertaal, hy het ook 'n vertaling van die Bybel, wat hy geskryf het, en hy het hom so vertaal, love makes no parade. So die gay pride parade is nie liefde nie. Hulle kan teempies aan hê wat sê liefde is liefde, maar dit word nie in liefde gedra nie, want om te paradeer in jou sonde is nie liefde nie. Liefde vertoon homself nie op die paradegrond om te spog oor sy sonde nie. Soos Paulus sê daar in Filippense 3 vers 19, hulle einde is die verderf, hulle God is die buik. Wat is die buik? Die buik is jou maag wat jy vul met kos, omdat hy versadig moet word, tyd bevredig. En hierso sê Paulus, hulle God is die buik. Hulle maak 'n afgod van hulle vleeslike begeertes, soos wat Romeine 1 vir ons sê. Hulle eer is in hulle skande. Hulle spog met hulle skande. Hulle eer is daaraan. Hulle bedink aardse dinge. Liefde praat nie groot nie. Nie oor sonde nie, nie oor enigiets anderste nie. Nie oor iets wat ek nou dink ek is goed nie. Om nie groot te praat is die Griekse woordjie perpereumai. En dit kom net hier ook voor in die Nuwe Testament in hierdie vorm. En dit kom van die woordjie perperos wat groot prater of grootbek bedoel. Iemand wat sy eie beul blaas. Show off. Dis wat Jesus bedoel as hy met die Fariseërs praat daar in Matteus 6. As hy sê, wanneer jy dan liefdadigheid bewys, wanneer jy charity bewys, wanneer jy liefde bewys, moenie 'n trompet voor jou blaas as jy geveinsnis doen nie, in die sinagoges en op die strate doen nie, sodat hulle deur die mense geëer kan word nie. Verwaar ek sê vir julle, hulle het hulle loon klaar weg, die kwitansies klaar van hulle geskryf. Hulle het geen loon in die hemel. Die ware liefde is beskeie liefde. Jy, wanneer jy liefdadigheid bewys, dat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou liefdadigheid in die verborgene en die geheim kan wees, en jou Vader wat in die geheim en die verborgene sien, hy sal jou nie openbaar vergelde. Wat is vergelde? Hy sal jou beloon. Om liefde te openbaar is dus om beskeie te wees. Windmakery, spog, praal, is om daardie gawes tentoon te stel, of om te promp in die gawes wat besit word. Dit moet onderskei word van gawes wat nie werklik besit word nie. Daar's ouens wat praal oor gawes wat hulle nie eens het nie. Hulle sê 'n teken van vervulling met die Heilige Gees is om in tale te praat. Dis om te praal en te spog oor gawes wat jy nie besit nie. Maar daar's ook mense wat spog oor gawes wat hulle wel besit. Daardie deugde wat ons van gepraat het, om goed te praat, om inspirasie te kan hê, om insig te hê, om kennis te hê, om geloof te hê, om dienswerk te doen, om op te offer. Mens kan baie vinnig begin spog daaroor op 'n baie subtiele manier, sonder dat jy dit eintlik self eers agterkom. Windmakery soek die eer van mense. Dit soek hulle applous. Dit soek hulle bewondering. Maar liefde doen nie dit nie. Liefde is beskeie. Windmakery is leeg. Dis net wind. Dis niks anders te nie. En die hele natuur en die hele wese van spog is leeg. Dis soos kaaskrulle. Jy laat kaaskrulle geëet. Jy kan daai pak in 'n oomblik verslind, want daar's niks in daai kaaskrulle nie, net smaak. Dis hoe windmakery is. Niks voeding waarde nie. Maak nie vol nie. Spoggery en windmakery is om groot te praat. En eintlik is dit om jou eie gebrekkigheid te adverteer vir ander mense. Wat 'n gebrek? 'n Gebrek aan liefde. Openbaring 3 vers 17 sê, want jy sê ek het ryk, of ek is ryk, en het verryk geword, en het dan niks gebrek nie. Jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Arm aan wat?
aan liefde, aan beskeidenheid. Jy sê, kyk hoe dien ek die Here. Maar jy weet nie hoe arm jy eintlik is nie. Jy's arm aan liefde. Dus kan maar net kyk na dit wat die wêreld oorspog, om te weet dat geen mens enigiets het eintlik om oor te spog nie. Geen mens nie. Prediker 1 vers 14, ek het al die werke gesien wat onder die son gedoen word, en kyk, dit was alles te vergeefs, en 'n gejaag na wind, want daar was geen liefde betrokke nie. 5de gedagte, voorlaaste gedagte, liefde is nie verwaand nie, maar dit stig. Vers 4, die liefde is nie opgeblaas nie. Nou die Engels gebruik hier so die woordjie to be puffed up. Dis om opgepof te wees. Jy is soos 'n brulpanne wat blaas. Die Griekse woordjie is phusio. En dis om na buite ten toon te stel. Kom oorspronklik van die woordjie vir 'n blaasbalk. Maak wind. 1 Korintiërs 8 vers 1 sê die kennis maak opgeblaase. Opgeblaase. Omdat jy die kennis het. Maar liefde stig. Liefde bou. Om arrogant of verwaand te wees as gevolg van 'n gawe wat mens het bo 'n ander persoon, maak dat daardie gawe soos 'n leë seeborrel is. Een of ander tyd gaan hy bars. En dan was dit net wind gewees. Maar om waarlik liefde hê, stig. Dit stig, dit bou op. En daar's 'n groot verskil tussen 'n seeborrel en 'n gebou wat gebou word. Die een het 'n resultaat, die ander een het niks nie. Liefde is nie verwaand nie, maar stig. Liefde te openbaar is om my gawes te gebruik om te stig, eerder as om arrogant daaroor te wees. Liefde is nie opgeblaas nie, dit weet niks van verwaande selfvoldoening, daardie self-satisfaction van trots, sodat ander geminag word nie. Ek trap nie op ander mense om myself beter te laat lyk nie, dit is so maklik om dit te doen. As ons praat van die sonde in daardie een se lewe, dan is dit baie keer om myself goed te laat lyk voor die ander mense. As ek 'n ander kerkgenootskap afkraak, is dit om myne te laat beter lyk. Liefde is nie opgeblaas. Laat nie myself goed lyk. Liefde is nie hoogmoedig nie. Kyk nie neer op ander nie, maar is nederig ter wille van die saak. 1 Korintiërs 4 vers 5, daarom het julle nie voor die tyd oordeel, voordat die Here kom nie, wat die verborgde dinge van die duisternis in die lig sal bring, en die bedoelinge van die harte sal openbaar, en dan sal elkeen van God lof ontvang, nie van ander mense nie. Dan sê 1 Korintiërs 4 vers 6, hierdie dinge, broeders, het ek op myself en Apollos toegepas om julle omwil, dat julle aan ons kan leer, om nie te dink bo wat geskrywe is nie, sodat julle nie die een ter wille van die ander opgeblaas sou wees teen 'n derde nie. Want wie trek jou voor? En wat het jy, wat jy nie ontvang het nie? En as jy dit dan ontvang het, waarom roem jy asof jy dit nie ontvang het nie? Hierdie gedeelte sê die Here het alles vir jou gegee. Al jou talente, alles wat jy het, al jou goed wat die Here vir jou gegee het, hy het vir jou gegee. Ons kan nie roem op enigiets wat ons in die lewe bereik het nie. Daar's baie mense wat dink dat hulle nou die waarheid dalk weet het, oor hoe om die Here te behaag. Dit kan gaan oor die doop, kan so baie mense laat struikel, kan gaan oor die uitverkiesing, of hoe hulle ook nou die woord van die Here verstaan in terme van heiligmaking selfs, wat jy moet aantrek, vir al die vrouens. As die wat opgeblaase is, oor, hulle dink die musiek in 'n charismatiese kerk is lewendig en oppervlakkig en herhalend. En ek mag dalk so dink, maar ek moet nie opgeblaase wees daaroor nie, want dan is ek verwant. Daar's mense wat in daardie kerke is, wat opgeblaase is oor hulle dink die gewyde psalms en gesange, en die tradisionele kerke is oudtyds, en die lewendig genoeg nie. Dis ook arrogant, dis ook verwant. Dis mense wat verwant is oor wat hulle aantrek kerk toe, beide kante toe. Kyk neer op iemand wat casual aantrek, maar die casual ou kyk ook neer op die ou wat netjies probeer aantrek. Dis nie liefde nie. As iemand nie na die boksie pas, wat jy vir jouself gemaak het nie, dan raak jy opgeblaas. Kennis maak opgeblaas. Maar wat doen die liefde? Die liefde stig. Liefde is nie puffed up nie, soos die Engels sê. Wat ook al jou agtergrond,
1 Timoteus 6 vers 4 sê, ons moet ons onttrek aan verwaande mense. Ons mag nie verwaand wees nie. Liefde is nooit opgeblaas oor die kennis van die Here jou gegee nie. Al het die Here vir jou iets openbaar uit die skrif uit, wat dit vir jou in jou hart duidelik geword het. Hier is die waarheid. En ons sien neerkyk op ander mense wat nog nie tot daardie kennis gekom het nie. Kolossense 2 vers 18, en laat niemand julle van julle prys beroof nie. Al sou hy behaag hê in nederigheid en verering van die engele, en indring in wat hy nie gesien het nie, en sonder oorsaak opgeblaas wees deur sy vleeslike gesindheid. En nie vashou aan die hoof nie, uit wie die hele liggaam deur die gewrigte en verbindende ondersteuning ontvang en saamgebind word en so met goddelike groei groot word. Goddelike groei groot word. Die gemeente is 'n huisgesin. Daar is mense wat nog pas tot bekering gekom het. Hulle is nog babietjies. Jy kan nie van daai mense dieselfde verwag as wat jy van 'n kleuter of van 'n tiener of van 'n groot kind verwag wat jy al kan sê gaan van die trekker 'n ploegie hand. Dit is 'n huisgesin en ons moet besef dat ons broers en susters is party nog op 'n sekere plek in hulle geestelike lewe. En die kennis maak opgeblaas, die liefde stig, wil die beste vir daardie een hê. Okay. Hy moet eendag die land kan ploeg, soos wat jy dit dalk doen. Galasiërs 6 vers 3, as iemand meen dat hy iets is, terwyl hy niks is nie, mislei hy homself. Maar laat elkeen sy eie werk op die proef stel, en dan sal hy grond vir roem hê, alleen wat homself betref, en nie wat 'n ander een betref nie, want elkeen sal sy eie pak dra. Hulle gaan verantwoording doen, jy gaan verantwoording doen, ek gaan verantwoording doen, so, voor die Here. Kan nie kyk na my vrou of na my man nie, so, voor die Here. Kan nie kyk na die ouderling of die predikant nie, so, voor die Here verantwoording doen. Maar die laaste gedagte, die 6de gedagte is, die liefde is nie ongeskik nie, maar beleefd. Vers 5 sê, die liefde handel nie onwelvoeglik nie. Die Engels sê, love doth not behave itself unseemingly. Verskoon my Engels, wat so lekker knoop, doth not, dis nou seker die King James. Unseemingly is onbehoorlik. Dit is onbetaamlik. Dit is ongepas. Dit is ongeskik. Dit is onwelvoeglik. Dit gaan hier oor gedrag, want in die Griek sê die woordjie daarso askeimoneo. Dink ek spreek dit reg. Dit is om onvanpas op te tree. Dis om nie toepaslik op te tree in sekere omstandighede nie. Om beleefd op te tree, nie ongeskik nie. So om liefde te openbaar is om beleefd te wees, deur nie onordelik te wees nie, deur nie vreemd op te tree nie. En in ons dag hoor ons nou baie keer die woorde, die nuwe normaal. Ek weet of julle dit al gehoor het nie. Dis nie normaal om standbeelde af te breek en ander mense se regte te vertrap en jou ideologie te bevorder nie. Dis nie normaal om rebels teenoor jou ouers te wees nie. Luister mooi. Dis nie maar normaal dat tieners rebels en ongeskik is nie. Ek ken normale opgevoede, beleefde jong mense wat nie ongeskik is nie, wat lief is vir hulle ouers, wat lief is vir die Here. Dit is die normaal. Nie soos wat die media jou vertel hoe tieners is nie, of wat die sielkundiges jou wil vertel hoe tieners is nie. Hulle is baie normaal, baie van hulle. Hulle is nie normaal as hulle nie die Here hulle en hulle ouers lief het. Dit is nie liefde om ouers 'n God gegeewe reg tot die keuse om hulle kinders volgens die woord groot te maak, te vertrap terwille van enkelinge wat eksepsie neem teen die lees van die Bybel in skole of lyfstraf. Selfs manlike en vroulike aanspreekvorms nie. Dis nie liefde om mense te veroordeel oor dit wat hulle aantrek nie. Deuteronomium 22 vers 5, 'n vrou mag geen mansklere dra nie en 'n man mag geen vroueklere aantrek nie, want almal wat dit doen is vir die Here jou God 'n gruwel. Sê nou nie vrouens mag nie broeke dra nie. Maar dit praat hierso van die unisex tyd waar ons leef. Dat alles maar dieselfde begin lyk. Ek weet nie wie van julle het al gekyk na daai sogenaamde top
sensasie vir die Eilish. Vir haar gesien nie. Hoe sy aantrek. Sy wil vormloos wees. Sy is besig om hierdie ideologie oor te dra aan die tieners. Dat daar geen verskil is tussen 'n man en 'n vrou nie. As God vir Stefan en Stefan wou gemaak het, dan sou hy vir Stefan en Stefan gemaak het. Of hy sou vir Eva en Eva gemaak het. Die Here het ons verskillend geskape, met verskille in die orde van die skepping soos hy wou gehad het. En ons moet dit eerbiedig. Maar ons leef in 'n tyd waar mans en vrouens geboelie word deur 'n liefdelose, 'n onwelvoeglike media, 'n linkse media, wat mans en vrouens probeer kry om hulle tradisionele rolle te versak. Dit is nie liefde om winkels te plunder en ander mense se regte te vertrap in die naam van verset of in die naam van sekere mense se lewens nie. Black Lives Matter is 'n ideologie wat van die Satan af is. Dit is nie liefde om daardie dinge te doen wat hulle doen nie. Die minagting en die algemene gebrek aan hoflikheid en respek waarmee veral die linkse media die konservatiewe elemente in die samelewing aanval, in die regering ook, en jy kan maar gaan kyk in Amerika sien ons dit baie duidelik. Dit is net 'n aanduiding van hoe liefdeloos die samelewing geword het. Liefde is nie ongeskik nie, liefde is beleefd. Handel nie onwelvoeglik nie. Dit is nooit sonder welvoeglikheid en hoflikheid nie. Daar is so iets soos die etiket van 'n Christelike lewe, wat slegs liefde ken en dit lewe na buite toe en dit beoefen. Liefde is die ewige geskiktheid van dinge. Dit is nie ongeskiktheid nie. Dit soek altyd die beste op die beste manier vir alle mense. Liefde is die perfekte beleefdheid wat in voeling is met die lewe en dit behoort elke uur, elke oomblik van die dag so te wees. Soos Paulus gesê het, ek is my van geen ding bewus nie. Beleefdheid is doodeenvoudig liefde in al die kleiner dinge van die lewe wat ek bewys. Waarom moet ons een deug van die liefde ophemel ten koste van 'n ander een? Waarom sou ons eerlikheid 'n bespotting word van ons liefdadigheid? So eerlik dat ons liefdadigheid afskeep. Waarom sou ons ywer vir iets ons geduld bedreig? Ek is so ywerig vir die saak van die Here dat ek ongeduldig raak oor die ander wat my nie wil volg. Waarom sou opregtheid meer wees as simpatie? So opreg dat ek nie simpatie het met die broeder wat struikel nie. As al hierdie dinge daar is om op die ou einde onwelvoeglik te handel, dan is daar soveel in 'n gesin, in 'n gemeente, in 'n samelewing ongemaklike vroomheid of onaantreklike reinheid en liefdelose godsdienstigheid. Liefde is nie betrokke nie. Gebrekkige liefde. Daar is iets soos behoorlike, beleefde, Christelike gedrag. Daar in die tou by die munisipaliteit ook. Soos Paulus in sy brief aan die Tessalonisense skryf, julle is getuies en God, hoe heilig is een kant gesit vir God, doen nie die sonde nie, hoe heilig, regverdig en onberispelik. Onberispelik is om nie die vinger te kan plaas op enigiets nie, onberispelik, ons gedraai teenoor julle wat glo. Liefde is nie ongeskik nie, maar beleefd. Sluit af. Hoofstuk 13 is die middelste hoofstuk van Paulus se beskrywing hierso oor die geestelike gawes. Hy hanteer geestelike gawes. Daar is die regte gesindheid en die regte motief waarmee die geestelike gawes gebruik moet word. Natuurlik word dan nie hier gepraat van verleie liefde of eros liefde nie, maar agape liefde. Dis 'n goddelike liefde, geestelike liefde. Dis 'n liefde wat ewigdurend is. Vers 1 tot 3 is 'n beskrywing van gawes, maar sonder liefde. Dis nuttelose gawes. Vers 4 tot 7 wat ons volgens behandel het, is 'n beskrywing van liefde, maar sonder gawes. Jy kan liefde hê sonder gawes. En dis beter. Dis die uitnemende reg, sê Paulus.
Vers 1 tot 3 praat van die voortreffelikheid van liefde, en daarom onthul dit die waarde van liefde, soos daar in nulle, wat ons van gepraat het. Nulle beteken niks, as daar nie een voorhand is, of 'n ander getal voorhand is. Voortreffelike liefde is goddelike liefde, dit moet heers oor die emosie of oor jou hart, so as die woede in jou opwel, moet liefde beheer vat. Dit moet heers oor die intellek van die mens, hier binne jou gedagtes word die geveg om sonde reeds geveg. Die sonde lê noer voor die deur en sy begeertes na jou, maar jy moet daaroor heers, sê die Here. Deur wat? Deur liefde. En dit moet heers oor die wil van die mens. As jy rigting in jou lewe wil hê, dan moet jy onder die wil van die Here begin inbeweeg. Nie net vir belangrike besluite nie, maar vir alledaagse besluite ook. En die belangrikste besluit wat jy kan neem, is om jou lewe aan die Here oor te gee. Die weergebore word. Daar begin jou geestelike lewe eers werklik. Vers 4 tot 7 praat dan oor die deug van liefde, die goeie eienskappe van liefde. Die liefde is nie ongeduldig of driftig nie, maar is lankmoedig. Die liefde is nie onbedagsaam nie, maar goedhartig. Dit is 'n aktiewe kwaliteit. Nie soos die vorige een 'n passiewe kwaliteit. Die liefde is nie afgunstig of jaloers nie, maar is tevrede. Die liefde is nie windmakerig nie, maar dit is beskeie. Liefde is nie verwaand nie, dit stig, dit is nie opgeblaas nie. Die liefde is nie ongeskik nie, maar is beleefd ten alle tye. So om liefde te openbaar is om lankmoedig te wees, deur geduldig uit te hou onder moeilike omstandighede en beproewinge, waar dit ook al mag wees, om jou gees ten alle koste daarvan te weerhou, om omstandig te raak en veral woede te openbaar. Ons praat vanaand bietjie oor woede. Om liefde te openbaar is om goedhartig te wees. As lankmoedigheid 'n passiewe kwaliteit besit, dan is goedgunstigheid of goedhartigheid 'n aktiewe kwaliteit. Jy moet uit die rusbank van gemak uitkom en iets gaan doen, uit jou pad uitgaan. Om liefde te openbaar is om vergenoeg te wees. Nie heeltyd jou te kwel oor die ander een se talente, of hy beter is, om hulle te beny oor hulle voorregte, hulle voordele en talente. Om liefde te openbaar is om beskeie te wees. Windmakery of spog is nie liefde nie. Om liefde te openbaar is om my gawes te gebruik om te stig, eerder as om 'n seeborrel te wees wat een of ander tyd gaan bars, omdat niemand vir my goed genoeg dankie gesê het nie. Om liefde te openbaar is dus om beleefd te wees. Dis om nie onordelik en vreemd op te tree nie. Ons hoor van die dinge wat aan die gang is in die wêreld. Dit is definitief nie liefde soos liefde aan God en liefde aan medemens nie, want trap op ander mense om my ideologie af te druk op hulle. En daarom sê die woord nou wat ons moet doen. 1 Tessalonisense 5 vers 14, wees lankmoedig teenoor almal. Filippense 4 vers 5, laat julle vriendelikheid, Griekse woordjie, goeie gesindheid, aan alle mense bekend word. Paulus sê in Filippense 4 vers 11, ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Jesus sê in Matteus 6 vers 2, as jy liefdadigheid bewys, moenie 'n trompet voor jou blaas soos die geveinstes, die skynheiliges in die sinagoges en op die strate doen, dat hulle deur die mense geëer kan word nie. Hulle nood is klaar weg. Want sê Galasiërs 6 vers 3, as iemand meen dat hy iets is, terwyl hy niks is nie, dan mislei hy homself. Laat jou getuienis soos die van Paulus wees. In 1 Tessalonisense 2 vers 10, julle is getuies en God, hoe heilig en regverdig en onberispelik ons gedra het teenoor julle wat glo. Dis liefde om lankmoedig te wees en goedhartig te wees en tevrede te wees en beskeie te wees en te stig en beleefd te wees. Amen. Ons buig die hoofde. Here, ek wil vir een wat vanoggend sê, Here, ek het nog glad nie u liefde in my hart nie. Ek wil vir so iemand sê, Here, ek het nodig dat die bloed my sal reinig en my kind maak, sodat ek lief vir God en lief vir mense kan wees. Here, ek bid vanoggend vir 'n kind van u wat afgedwaal het, wat agtergekom het deur die Gees dat van hierdie kwaliteite in sy lewe ontbreek.
en wil regmaak met U. Here, ek bid dan dat die lied wat ons sing, en as ons uit ons hart uit sing, dat daardie woord 'n gebed sal wees en dat U sal antwoord op daardie gebed. Word U asseblief verheerlik deur die woord wat ook vanoggend uitgegaan het, en dit vra ons in Jesus naam.